Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, so rondom die wonderlike woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig, vir my wat die woord moet oordra, vir u wat dit moet verstaan, dat ons dit beide sal uitleef en ook so eer sal bring op die naam van die Here. 2 Timoteus 3:16 en 17 sê dit vir ons so mooi, dat die hele skrif is deur God ingegee. Dis nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En dis die doel van die vers vir vers uitleg van die skrif. Vriende, sodat ons beter kan verstaan wat die Here vir ons wil kom leer, dat die spieël van God se woord voor ons sal opgaan, dat ons onsself sal sien in die lig van God se heiligheid, in die lig van God se waarheid en woord, en dat ons die nodige veranderinge sal aanbring deur die krag van die Heilige Gees wat in ons werk, en die bloed van Jesus wat ons reinig van alle sonde. Ek het vir u van die begin gesê, dat hierdie oordenkings nie net nog oordenkings is waar ons motiveringspraatjies aan u gaan gee en verse buite konteks gaan aanhaal en vir u probeer laat goed voel na afloop van die oordenking nie. Die doel van die oordenkings is dat ons waarlik kan sien wie God is, wie ons is, sy heilige standaard, ons onvermoë om by God uit te kom, Jesus wat vir ons dan die weg gebaan het na God die Vader en die Heilige Gees wat uitgestort is om vir ons insig en wysheid en verstand te gee by die verstaan van God se woord. Daarom kom ons gaan vanmôre aan, ons kom by van die moeiliker verse in die boek Spreuke uit. Mag die Here vir ons wysheid gee, dat ons nie 'n eie verstaan sal koppel aan die waarheid van die woord nie, maar dat ons werklik sal sê met eerlikheid en opregtheid, so sê die Here. Want vriende, op die einde van die dag moet u en ek voor die Here gaan staan, en daar is so groot verantwoordelikheid op my wat die woord aan u oordra, dat ek sal bly by die waarheid van die woord, dat ek die eer en heerlikheid van God voorop sal stel, en dat hy geëer sal word deur ons lewens, wat ons inrig volgens dit wat hy in sy woord vir ons opgeteken het. Nou vriende, ek het hierdie vers 3 tot 5 voorberei. Kom ons kyk daarna. Spreuke 16 vers 3 sê, laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Alles het die Here gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil. Elke hoogmoedige van hart is vir die Here gruwel. Sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie. Nou vriende, kom ons val weg met vers 3. Laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Jy sal onthou toe ons met Spreuke begin het ek vir u gesê, vriende, dat die boek Spreuke nie goddelike waarborge vervat nie, maar eerder sterk beginsels wat neergelê word, ten einde ons te help in 'n lewe van heiligheid voor die Here. Ek het vir u gesê, 'n spreek of die Spreuke is kort en bondige gedagtes, wat ons waarsku, aanspoor, oproep, leer en onderrig om 'n wyse lewe voor die Here dan te leef. En hierdie vers is nie anders nie. Hierdie vers, vriende, is nie 'n resep vir sukses nie. Dis nie 'n klomp dinge wat ons bymekaar gooi en dan weet ons, as ons dit gedoen het, gaan ons suksesvol wees nie. Wat hierdie vers eenvoudig vir ons sê, is dat alles wat ons doen, moet ons aan die Here oorlaat en hom vertrou as die soewereine God om ons planne ten uitvoer te bring. U sien, daar is te veel mense wat sê, maar luister, ek gaan hierdie en hierdie ding aanpak, ek gaan hierdie besigheid begin, of ek gaan hierdie betrekking aanvaar, of ek gaan myself begewe in hierdie projek, en as dit nie suksesvol is nie, dan sê hulle, kyk daar, die Here het my teleurgestel. En dis nie wat hierdie vers sê nie, want die Bybel sê vir ons in die eerste vers, die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die Here. So wat ek vir u wil kom sê, vriende, is wanneer jy iets wil aanpak, 'n nuwe betrekking, miskien 'n besigheid, miskien jou begewe in een of ander groot projek of besluit, laat jou werke aan die Here oor. Sê vir hom, Here, dit is wat ek in gedagte het, maar ek vra dat u seën daarop sal rus, en dat u wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. U sien, God is soewerein bo al ons planne. Daarom sal jy sien dat jy soms iets begin en dit is suksesvol en jy eer die Here en jy dank die Here daarvoor, en dikwels die volgende projek wat jy aanpak is nie so suksesvol nie, dit misluk, en dan moet jy ook die grootsheid van hart hê en die vertroue in die Here, dat dieselfde God wat jou sukses in die een gegee het, miskien jou weerhou het van sukses in die ander, om sy wonderlike, volmaakte wil en plan te laat geskied. So wat is die kruks van die saak? Dat ons die Here sal vertrou in alles. Vriende, dat hy ons sal help om hom te vertrou in elke projek wat ons aanpak, sodat ons ook eer sal bring op sy wonderlike naam. Of dit nou vir ons suksesvol is, of dit nou vir ons winsgewend is, of dit nou vir ons iets is wat ons voorthelp in die lewe, of dit miskien iets is wat miskien lyk of dit teen ons werk. Dat ons die Here sal vertrou, want vriende, soos die Here in ons lewens teenwoordig is, en soos ons weg aan die Here oorlaat, en ons werke aan die Here oorlaat, so vorm hy ons, en verander hy ons na sy wil, en volgens sy beeld en sy gelykenis. Wonderlik om te weet dat ons ook in hierdie sake
ons hele lewe aan die Here kan oorgee. Die volgende vers is 'n redelike tamaletjie vir die teoloë en ook vir baie kinders van die Here, en tog is dit eintlik maklik, eenvoudig en voor die hand liggend. Daar staan: alles het die Here gemaak vir sy doel, ja ook die goddelose vir die dag van onheil. En dan die volgende vers skakel baie nou aan met die vorige vers: elke hoogmoedige van hart is vir die Here gruwelik, sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie. So die Here maak melding van die goddelose en die hoogmoedige, wat een en dieselfde persoon is, en die uiteinde van hulle lewe is dan ook God se onheil, of God se oordeel, of dan God se straf. Nou vriende, ons weet dat die Here nie die initieerder is van boosheid nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Ek kan vir 'n vers of 2 daaroor lees. Jakobus 1 vers 13 sê: laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Vers 17 sê: elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Nou vriende, ons sien baie duidelik in God se woord dat God nooit die initieerder van kwaad kan wees nie. As ons teruggaan na Genesis, dan sien ons dat nadat die Here geskaap het, het hy gesê dit was goed, dit was aand en dit was môre, die eerste dag en die tweede dag, en elke keer was dit goed wat hy geskaap het. En nadat hy die mens geskaap het, het die Here gesê dit was baie goed gewees. En vriende, nou kom die probleem. En dis die groot ding. In Genesis 3, toe die mens in rebellie teenoor God opstaan en die slang vir Eva mislei en Eva van die vrug eet en Adam van die vrug eet en hulle eindelik deur die eet van die vrug hulle rebellie teenoor God openbaar, om te sê ek sal nie my knie buig voor die Here nie, sê die Bybel vir ons baie duidelik, het sonde in hierdie wêreld ingekom. En dit was maar die sonde van hoogmoed. Die Satan wou hom nie onderwerp het aan God nie, die Here het hom uit die hemel gewerp. Die mens kry die tuin van Eden, die volmaakte tuin, en die Here gee vir hulle opdrag en hulle sê, luister, ons sal ons nie onderwerp aan God nie, ons wil God wees. En die Here, die man en die vrou het die tuin gewerp. En dis die probleem wat ons tot vandag toe nog sit. Vriende, van die dag van die sondeval, van die dag dat die mens in rebellie teenoor God opgestaan het, word die mens in sonde ontvang en gebore. Die Here sê dat hy juis sy seun gestuur het, maar mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. En nou wat die Bybel vir ons eenvoudig sê is, selfs die goddelose, God het 'n plan met hulle. Ons dink baie keer, vriende, dat goddeloses maar net daar is en dat hierdie goddeloses eintlik maar kan maak en doen wat hulle wil. Die Bybel sê God het hulle gemaak vir 'n bepaalde doel, hulle geskape vir 'n bepaalde doel. Na die sondeval word ons almal in sonde ontvang en gebore. Goddelose mense gaan van hierdie standpunt af uit, dat hulle elkeen kan maak en doen, net soos hulle goed dink, maar die Here sê, ook hulle het hy geskape en hy gaan hulle eendag straf. God se oordeel sal eendag oor hulle wees. Elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Daarom sê die Here, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So daarom as u na die goddelose kyk, vriende, moenie hulle beny nie, moenie hulle sukses begeer nie, moenie dink dat hulle lewe so wonderlik is en jou lewe as kind van die Here so sleg is nie, moet dit nie doen nie, dis 'n verkeerde denkrigting, want ook hulle is alreeds bestem vir God se oordeel, en hulle gaan God se regverdige oordeel ontvang, weens die boosheid en goddeloosheid van hulle hart, omdat hulle die duisternis liewer gehad het as die lig, want hulle werke was boos. Daarom sê die Bybel vir ons, dat God ook 'n plek berei het van oordeel, vir elke goddelose, vir elke hoogmoedige van hart, vir elkeen wat in opstand leef teenoor die Here, en nie met knie wil buig, en met die tong wil bely, dat hy die Here is nie. Ag, u kan gaan lees, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat God ook genade bewys, en dat God ook redding skenk. Ek vra jou vanmôre, is jy deel van die goddeloses en die hoogmoediges wat God se oordeel tegemoet gaan? Of het jy al die knie gebuig en met die tong bely dat die Here God is en lewer u lewe 'n bewys van u belydenis wat u gemaak het? Sê dikwels vir die gemeente, en ek sê dit vanmôre vir u ter afsluiting, moenie sê jy is 'n kind van die Here en jy het nie 'n lewe van heiligheid nie. Want u sien, die belydenis dat ek sê ek is 'n kind van die Here moet 'n heilige lewe produseer. En 'n heilige lewe se bewys aan wie ek behoort. Behoort ek aan die Here al dan nie? Daarom moet my woord en my daad ooreenkom, anders sal ek God se oordeel tegemoet gaan en sal ek by hom hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Mag die Here genade gee dat u wat luister, die knie sal buig en met die hart sal glo en met die tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot lof van die Vader en tot verheerliking van sy heilige naam. Groete vir u, mooi dag verder, tada.